Nou, van my kant af, goeiemôre Doxa Deo Kameeldrift. Wat 'n voorreg, die van julle wat my nie ken nie, ek is Eugene, ek en my vroukie is so 'n maand terug, nou hier aangeland in Pretoria, by die gemeente waarin ons groot geword het. Ons is in murg en been, Doxa Deo Kameeldrifters. Ons was nog jonk, mooi en maar toe ons hier weg is, maar nou is ons terug met baie liefde in ons hart en baie geloof vir wat die Here ook hierdie jaar in ons gesin, maar ook deur ons gesin in hierdie geestelike familie van die Here wil doen. En ek moet sê, ons was nou in Pretoria in Desember. Ek het heeltemal vergeet hoe lekker stad hierdie is, regtig waar. Dis daarom net wonderlik om in Pretoria in Desember hier te wees. Alles is groen, die strate is stil, dan is dit warm, dan reën dit, dan haal alles weg, dan kan ons weer swem. En dit was nou regtig waar 'n groot belewenis om hierdie jaar in Pretoria te wees. Nou, ons is besig met 'n reeks wat ons noem Ritmes van Genade. En ons vra hierdie vraag is, as ek jou vanoggend in die oë kon kyk en vir jou vra, as wat hierdie jaar gebeur, sal jy voel dit 'n suksesvolle jaar sal wees. As wat gebeur, sal jy voel dat 2026 'n suksesvolle jaar sal wees. Dit is baie goed, ons kan dink, ek sal hierdie jaar voel suksesvol as ek die 10 kilogrampies van Desember kan afskud. Knik net saggies en sê amen. Ons praat nou daar buite so, ek weet nie of julle ook daai belewenis gehad het nie, maar iewers hier in die vakansie, toe is dit asof my liggaam 'n begeerte het na iets groen. Want dit is net skaapvetjies en broodjies en dalk is dit jou nuwejaarsvoorneme. Ek wil net bietjie groen eet hierdie jaar, ek wil meer water drink. Wat ook al dit in jou lewe is, maar ek wil vanoggend deur hierdie reeks wat ons doen 'n gedagte by jou kom losmaak en wakker maak, is dat om hierdie jaar 'n sukses te maak, beteken om in pas met God te leef. Om in die ritmes van genade te leef. Paulus sê dit so mooi, terwyl hy skryf in Efesiërs, dan sê hy, to keep in step with the Spirit. Wat beteken dit? Dit beteken wanneer die Gees 'n tree neem, dan reageer ek en ek neem saam 'n tree. Wanneer die Gees terugtree, dan tree ek saam met hom terug. I keep in step with the Spirit. Ek is in ritme met God se tempo, met sy wil en met sy plan. En Jesus Christus nooi ons uit, as jy saam met my net hierdie een op die skerm wil loer. Daar's 'n uitnodiging in Matteus 11 vers 28. In die message parafrase gaan ek hom vanoggend lees, en Eugene Peterson het so mooi werk gedoen om die oorspronklike betekenis van hierdie skrif te vat en met ons harte te praat. Hy sê, en is Jesus self wat sê, are you tired? Wie voel op die 11de Januarie al klaar moeg? Are you worn out? Are you burned out on religion? En hier kom die uitnodiging, come to me. Get away with me, and you will recover your life. Sien 2 weke in die Garden Route is wonderlik. 1 oomblik saam met Christus kan jou hele wese verfris. Hy sê, I will show you how to take a real rest. Walk with me, work with me, watch how I do it. En dan hierdie mooi gedeelte, learn the unforced rhythms of grace. Hoor jy die unforced rhythms? I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you will learn how to live freely and lightly. Hier is Jesus se uitnodiging hierdie jaar. Kom volg my. Kom kyk, kom stap saam met my, kom kyk hoe doen ek dit. Ek wil jou leer
om 'n lewe te leef in ritme, in pas met God. Ons is 'n generasie wat maar gejaagterig is, né? Ons wil van die een ding na die ander ding, na die ander ding. Het jy al ooit besef dat Jesus Christus nooit gejaagd was nie? Hy was nooit vinnig heen op pad of iewers moet hy goue ding, hy was kalm. Hy het in pas met God geleef en tog, hoor mooi, is hy die mees invloedryke leier wat ooit geleef het. He was in step with the Father. He was in step with the Spirit. En wat ons in die reeks so ver geleer het, is hierdie ritme van genade. Eerstens, in ons eerste week het ons gepraat van die ritme van rus, om vanuit rus te leef. Tweede week het ons gesels oor tyd, die kantlyne in ons lewe wat ons skep, sodat God kan werk, sodat hy kan kom met sy pen en skryf in ons lewe. Verlede week het ons gesels oor die hele gedagte van die woord, die lewende woord wat Christus is, dat soos wat ons op 'n daaglikse basis nie die letters van die Bybel bestudeer nie, maar die Bybel is die spieelbeeld van wie hy is en wie ek is in hom. En dat die woord van God lewe bring in my lewe. Dat dit my nuut maak, dat dit my verander, dat ek hom leer ken in sy woord. En vanoggend gaan ons gesels oor die ritme van gebed. The rhythm of prayer. Nou, as ek vanoggend jou die vraag kan vra, wat is die eerste ding wat by jou gedagtes opkom as ek sê, hoe gaan dit met jou gebedslewe? Hoe lyk jou gebedslewe op die oomblik? Dalk sit jy en die eerste ding wat jy wonder is, o, vet, 'n bietjie lanklaas gebid. Ons bid daarom by die etenstafel. Dankie Here vir spys en drank, sê ons die dank. Wie bid nog so? En Here, seën asseblief die hande wat dit voorberei het. Kyk, mamma se hande blink soos die Here daai hande seën. Dalk sê jy vanoggend, gebed voel vir my soms soos 'n verpligting. Ek weet ek moet dit doen, maar daar's niks motivering in my om te bid nie. Dalk sit jy vanoggend en jy sê jy het geen idee hoe lyk my lewe nie. Ek kry net nie tyd om stil te staan en te bid nie. Dalk sê ek sukkel om te fokus. Daar's so baie goed wat my aandag aftrek. Ek sukkel om te fokus. Dalk sê jy as ek nou stil staan en bid, weet ek nie eers wat om te sê vir die Here nie. En kom ons wees gou eerlik met mekaar en ons erken dit net vanoggend. Ek vermoed ons leef in een van die moeilikste tye in die geskiedenis om 'n vrugbare gebedslewe te hê. 'n Gebedslewe wat lewe bring. Ons leef in 'n tyd waar om jouself af te sonder en stil te raak en eenkant te wees amper onmoontlik is. Ons het 'n voentjie nou gekry. Jy kan nou bietjie meer met hom doen as net snake speel en SMS'e stuur. Die ding, hulle sê mos as jy nou nog jou Nokia 3310 opspoor, gaan hy nog 30% batterykrag hê. Daai goed was ongelooflik. Maar ons het nou 'n slim voentjie wat alles kan doen en die ding is nou al gekoppel aan jou hand en as die ding skree, dan skree die hand en as jy hom vergeet, dan kan jy hom nou al hoor waar hy is. En is soms moeilik vir ons in hierdie tipe lewe om ergens 'n plek te maak in ons lewe waar ons juist nie deel is van die ritme van die lewe nie, maar waar ons onsself eenkant sit om in die ritme van sy genade te leef. Nou, ek gaan vanoggend gesels oor gebed en as ek vanoggend praat oor gebed, wens ek so ek kan kom en ek kan sê ek is 'n kenner van gebed. Ek het dit. Ek bid die heeltyd. Ek vas heeltyd. Dalk het ek dit bietjie nodig, maar die punt van die saak is, ons kom vanoggend by mekaar as mense wat God liefhet en kan ek nou maar een ding net vanoggend sê, as dit kom by gebed, is ons eintlik almal beginners. Daar's niemand wat 'n professionele bidder is nie. Gebed is een van die goed wat
konstant groei in my verhouding met die Here. En ons kan maar vanoggend sê, ons is beginners in terme van ons gebedslewe, want hoor gou mooi, gebed bly en sal altyd bly die meganisme hoe ek in verhouding met God leef. Gebed is die plek waar ek God ontmoet. Gebed is die plek waar die Here my vorm. Gebed nie net as 'n godsdienstige dissipline nie, is waar ek toegang kry tot die goddelike lewe, die nuwe lewe wat hy in my ingeblaas het. Gebed is ononderhandelbaar. Gebed is die engine kamer van 'n mens se geestelike lewe. Gebed is die engine kamer van 'n geestelike familie, 'n kerk. Sonder gebed is daar bitter min verhouding met die Here oor. En daar's 'n baie interessante oomblik in Lukas 11. Jesus se disippels kom na hom toe en jy kan lees saam met my in vers 1. En dit sê, eenmaal was Jesus ergens besig om te bid. Toe hy klaar was, het een van sy disippels na hom toe gekom en gesê, Here, leer ons bid, net soos Johannes sy disippels geleer het. Nou, dit was nie 'n vreemde versoek nie, want Joodse rabbies het hulle disippels, die wat hulle gevolg het, geleer om die 18 Joodse seëngebede te bid, uit hulle koppe uit. Die disippels kom na Jesus toe en sê, Here, wanneer gaan U ons nou leer om te bid? Ons sien Johannes, hulle doen dit, ons sien die ou doen dit, maar ons kry geen lering in gebed nie. Nou moet jy mooi verstaan, Jesus het al baie wonderwerke gedoen voor hierdie oomblik. Ek het so vinnige lysie gemaak. Hy het al iemand bevry van 'n demoon. Hy het Petrus se skoonma gesond gemaak. Hy het al laat hulle bonatuurlik vis vang. Hy het 'n malaatse gesond gemaak, hy het 'n lamman gesond gemaak, hy het 'n weduwee se seun uit die doodheid opgewek. Hy het 'n storm stil gemaak. Hy het die 2 visies en die 5 broodjies genoeg gemaak dat almal kan eet. En tog, na al hierdie dinge wat Jesus gesê en gedoen het, is die een ding wat die disippels hom kom vra, is nie, Here, leer ons om die broodjies meer te maak nie. Here, leer ons om 'n dooie op te wek nie, maar Here, leer ons om te bid. Dis hulle begeerte, dis asof die disippels sê, vir ons, die merkwaardigste eienskap wat ons so ver in U sien, Jesus, is hoe U met die Vader praat. We want that. Is dit jou begeerte vanoggend? Dat soos wat jy na Jesus se lewe kyk, jy kan sê, Here, leer my om te praat met die Vader soos wat U met die Vader gepraat het. En Jesus het baie gebid. Hy het gebid voor hy sy disippels gekies het. Hoe baie keer in ons lewe, dan maak ons besluite en maar ons het nog nie heeltemal daaroor gebid nie. Jesus kon seker in sy godheid en sy mens wees, kon hy seker vir die Vader gesê het, ag, wys my net al die disippels, stuur hulle sommer na my toe. Nee, hy gaan in gesprek met die Vader oor elkeen van hulle. Here, wie is dit? Wie is die persoon wat ek moet kies om my te volg? Jesus het gebid voor hy die skares gevoed het. Hoekom? Hy was dan God. Hy kon in 'n oomblik gesê het, vis, word I&J boksies, brood, geef vir die klomp kaasbans en vir die klomp worsrolle. Hy kon dit gedoen het, maar hoekom bid hy? Hy's besig om te modelleer en te demonstreer hoe 'n lewe lyk wat in pas met God geleef word. 'n lewe in die ritme van genade. Hy bid ook voor hy Lazarus opwek. Dis een van die interessantste gebede. As jy nou van ChatGPT hou, gaan vra hom net, wys my gou al die gebede van Jesus in die Nuwe Testament. Hierdie een by Lazarus se graf was bitter interessant. Lazarus is dood.
Almal is besig om al klaar, lankal die begrafnis goed opgepak. Jesus vra, vat my graf toe. En voordat hy hom opwek, draai Jesus na sy Vader toe en hy sê, Vader, ek praat nou met u hier, sodat hierdie klomp kan sien, ek praat met u. Dis interessant. En dan sê hy, Here, kom ons kry Lazarus uit die graf uit. Hoekom sê Jesus dit? Want hy het lank met sy Vader gepraat hieroor. Maar weer eens kom demonstreer hy, hoe lyk 'n lewe van om die dooie op te wek? Hoe lyk 'n lewe van om die onmoontlike moontlik te maak? Dis 'n lewe in gesprek met die Vader. Dis 'n lewe van intieme gesels met die Vader. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is gebed so belangrik? Hoekom sal ons 'n hele preek afstaan oor gebed? En daar was 'n man met die naam van Julian of Norwich, een van die kerkvaders, en ek het 'n aanhaling gebring van hom, wat bietjie 'n parafrase is van wat hy regtig gesê het, want anders sou ek Wythoff en al die hufs gesê het wat die Afrikaanse mense so sukkel soos ek om te sê. Maar hy sê die volgende, hy sê, the purpose of prayer is to unite our souls with God. In prayer, we align our will with His. We find comfort and grace, and we are drawn into His presence. When God reveals Himself to us, prayer becomes a loving gaze upon Him, filling the soul with delight, reverence, and longing. Even in our need, prayer shapes us to be open and obedient to Him. For it is not to change God, but to draw us closer to His goodness. Through prayer, we gradually experience union with God in glimpses, and one day fully, face to face, in endless joy. Gebed, wil ek amper sê, is nou die voorgereg van die hoofmaal wat kom. Permanente teenwoordigheid van God, permanente gesprek met hom, niks wat in die pad staan nie. Gebed is nou al die voorgereg vir totale intimiteit en gesprek met die Vader. Jesus begin so, dan sê hy, kom ek leer julle nou hoe om te bid, en in Lukas 11 vers 2 dan sê hy het geantwoord, dit is hoe julle moet bid. Nou, ons moet net versigtig wees. Ek dink nie Jesus is hier besig om te sê, vat asseblief hierdie gebed en maak dit 'n rympie wat jy bid aan die begin van elke dag nie. Dis ook nie noodwendig 'n raamwerk vir gebed en vat die konsepte en bid dit as 'n rympie nie. Nee, wat Jesus eintlik hier doen, is hy bid 'n gebed wat eintlik soos 'n klas is, wat hy aanbied oor gebed. Dis asof hy in hierdie een gebed alles rondom die tema van gebed saamvat in een gebed. En wat ek graag saam met jou vanoggend wil doen, is om net gou vinnig stil te staan by elke gedagte wat Jesus hier bid, en te sê hoe dit my gebedslewe verander, en hoe dit my gebedslewe impakteer, en hoe ek 'n stuk inspirasie en motivering en energie kry om so met my Vader in gesprek te tree. Dan begin hy sê, Onse Vader, wat in die hemele is. Voordat jy bid, erken met wie jy praat. Gebed is 'n gesprek tussen 'n pa en sy kind. Gebed is nie 'n smeking by 'n kwaai polisieman nie. Dis nie 'n
koning wat jy kom smeek en 'n regter of 'n leermeester nie. Jy praat met jou pa, jou vader. Ek weet nie hoe jou gedagtes en jou prentjie lyk van 'n gesprek met jou pa nie, maar ons hemelse Vader is veilig. Ons hemelse Vader hoor. Ons hemelse Vader het die grootste, diepste liefde vir elkeen van ons. Jy het toegang tot hom. Jy mag naby aan hom wees. Hoeveel keer in ons lewe wanneer dinge dalk bietjie skeef draai of ek maak 'n voetfout of ek is besig om te val weer in 'n ding, die laaste plek waarheen ons draai is na die Vader. En mag vanoggend jou stig om te weet dat gebed is 'n gesprek met jou dad. En daarmee probeer ek nie die onsag van God minder maak nie. Wat ek net wel sê is, hy kies om in gebed met ons te werk as 'n Vader. Toe Jesus hierdie gebed begin, ons Vader, toe raak die Fariseërs en die Joodse leermeesters so kwaad. Want ons kan mos nie God Vader noem nie. Hy is dan Jahwe. Hy is die groot een wat skep. Hy's nie pa nie. Jesus kom en hy breek die perspektief rondom wat die mensdom op daai stadium oor God gehad het. En hy sê, ek is hier om julle te leer van hom. Ek is hier om hom te wys. Ek is hier om sy woorde te praat. En hy sê, guess what? Hierdie God wat julle dien is 'n Vader. Maar hy is 'n spesifieke Vader. Hy is 'n Vader wat in die hemele is. Wat bid Jesus hier? Jy sien, hy is 'n Vader wat nie beperk is tot ons aardse realiteite nie. Hy is 'n Vader wat die groot prentjie van die storie van God kan sien. Hy is die Vader wat praat met alle gesag in die hemel en op aarde. Hy het die hoogste autoriteit in die heelal. Maar hy's pa, hy's Vader, hy's in beheer. So jy kom praat nie net met 'n pa wat niks kan doen of nie bereid is om op te staan. Jy praat met 'n Vader wat in die hemele sit, met die hoogste gesag, met die hoogste autoriteit, met die naam bo alle name. Hy's verwyderd van die beperkings van ons menswees en hy kyk na ons vanuit die perspektief van die hemel. Hy's naby, hy's pa, maar hy is ook in die hemele. Die tweede gedagte wat Jesus hier neerlê, so mens moet net eers begin in gebed deur te erken met wie jy praat. Die tweede ding is, as jy erken en sien met wie jy praat, is die eerste reaksie wat by jou lippe uitkom en uit jou gees uitkom, is aanbidding. Hy sê in vers 2, laat u naam geheilig word. Met ander woorde, alles wie u is, alles wat u doen, is my reaksie daarop is heilig, heilig. Heilig is die Here. Met ander woorde, die woord heilig praat van andersheid. The otherness of God. Dis juis in God se andersheid wat aanbidding in ons lewens wakker maak. Sien, as ons 'n God het wat ons gereduseer het tot ons eie lewe, dan kan 'n mens nie aanbid nie, maar wanneer jy besef hy's nie soos jy nie. He's holy. Hy's anders. Dit beteken nie hy's ver een kant nie, hy's net totaal anders. Dis in sy andersheid, the otherness of God, wat ek na hom kyk en net besef, Here, daar's niemand soos u in hierdie wêreld nie. Wie is daar vir my in die hemel, behalwe u? Wie is daar op die aarde, wat met u kan vergelyk? Dawid sê, my hart en my vlees kan
kan soms struikel, maar U is die erfenis van my hart. Derde ding, so die aanbiddingsding is tweede en dan die derde ding is, hier raak dit nou bietjie taai. Hier is nou soms die deel van gebed wat ons nie so baie van hou nie. In vers 2 sê hy, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Besef jy dat Jesus hier bid? Nie Here net laat U koninkryk versprei, laat die kerk groei, laat die invloed van U heerlikheid op aarde groei en vermeerder nie. Hy bid oor sy eie koninkryk. Hy sê, Here, U koninkryk is vir my belangriker as my koninkryk. Daar's 'n orde, Here, eerste, U koninkryk, U wil, dan my koninkryk, dan my wil. Dis 'n oomblik van oorgawe. En soms in gebed voel dit asof ons teen die dak vas bid, want hierdie moment het nie gebeur in gebed waar ek sê, Here, ek kom nie net met 'n lys voor U nie, ek kom nie net met versoeke nie, maar ek kom om my eie koninkryk eers neer te lê en my eie wil eers neer te lê en te sorg dat U koninkryk en U wil vir my die belangrikste ding in my lewe is. Ons buig neer, want hy is koning. Nommer 4, voorbidding. Dis wanneer ons sake en mense na die Here toe bring. En hoor gou, hoe hanteer Jesus dit? Intersessie. Baie eenvoudige sin, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis asof Jesus in sy gebed die realiteit van die hemel en die realiteit, die aardse realiteit in 'n oomblik bymekaar bring. En as ons bid vir iemand of vir iets, dis voorbidding, dis intersessie. Dis Here, ek bid vir my vrou. Sort haar uit, Here. Ek bid vir my man, Here. Maak hom minder soos my of sy pa. Versus, Here, U weet wie my man of vrou reeds is in die hemele. U ken haar identiteit. U weet waar sy gaan eindig, die proses waarmee U besig is, Here. En ek kom bid vir haar, dat sy in hierdie oomblik op aarde sal beleef hoe U na haar kyk in die hemel. Dat sy sal beleef wat dit beteken om in U oorvloed te leef, om in U teenwoordigheid te leef. Here, ons kom bring die hemelse realiteit en die aardse realiteit bymekaar. Wil U nie hierdie aardse realiteit meer soos die hemel maak nie? Iemand is opgewonde, ag, drankie tog. Nou is almal wakker ook, baie dankie Gerdia. Hoor julle? Bring jou behoeftes, is nommer 5. So, ons begin, erken wie hy is, laat sy naam geheilig word, lê jou koninkryk neer, lê jou wil neer, en eers dan kom jy. En dan dink ons, okay, daai goedjies, ons kry dit gou agter die rug, en dan, Here, hier's my lys. Hier's my probleme. Hier's my goeters. Hoor hoe bid Jesus? Here, kom gee ons vandag alles wat ons begeer en alles wat ons wil hê. Nee, hy sê, kom gee ons elke dag ons daaglikse brood. Dit maak nie sin nie. Het jy al ooit gebid vir brood? Here, kom gee ons vandag ons saskou. Nee,
Ons bid mos, ons kom na die Vader toe met die groot goed. Ek kan die brood self uitsort. Ons hoef nie te bid daarvoor nie. Het is maklik om 'n brood te gaan koop. Here, maar my werk, sort dit vir my uit. Weet julle wat die beginsel hier is? Jesus leer ons in gebed dat as ons nie die Vader kan vertrou vir die krummels brood op jou tafel nie, hoe gaan jy hom vertrou vir die groot goed? Dis wanneer ons leer dat ons so afhanklik van hom is, dat ons elke dag sy voorsiening nodig het in die kleinste, mees eenvoudigste ding soos brood. Dis eers dan wanneer ons leer in vertroue om hom dan te kan vertrou vir groter goed. En dan is dit so interessant, Jesus bid nie, gee my vandag die grootste brood op die mark nie. Hy sê die daaglikse. So dis, Here, wat het ek nodig vandag? Wat is my behoefte vandag? Here, ek weet nie wat is goed vir my nie. Ek weet nie eintlik hoe u dink hieroor nie, Here, maar my vertroue is in u, dat u vir my sal gee wat ek nodig het, op die regte oomblik, op die regte tyd. Beteken dit ons mag nie die Vader vra vir goed nie? Natuurlik nie. Natuurlik mag jy jou pa vra. Ek dink aan daai klomp laities in my huis. Ja, my man het vrymoedigheid, hoor. Ons nou vir hulle so 'n bietjie ysies gekoop die vakansie. Nou sien ek die ysies is sak so. En dan sak hy nog 'n bietjie. Op 'n stadium toe vang ek nou die klomp klitse. Ek noem hulle die Filistyne. Ek vang hulle. Hoe hulle die ysies gou kom haal. Hoekom? Hulle het vrymoedigheid. Toe leer ek hulle nou, julle moet net daarom kom kennis gee. Daar was nie 'n eindelose put van ysies nie. Maar dit is so mooi as een van hulle na my toe kom en sê, Dad, kan ek asseblief 'n MacBook Pro kry vir Kersfees? Daai eerlikheid, die opregtheid, die vrymoedigheid. Nou, ek weet vir 'n feit, as ek nou vir die kat 'n MacBook Pro gaan gee, is al groot moeilik. Ek gaan hom opsmash vir die lewe. Maar ek weet wat's goed vir hom nou. Ja, en eendag kan hy met sy eie salaris vir hom 'n lekker MacBook Pro koop, maar teen daai tyd behoort hy al te weet hoe om die ding te werk. Maar daar is iets so spesiaal in gebed, waar ons sê, Here, ek vertrou u vir die kleinste goedjies, maar ek weet ook dat wat u vir my wil gee die beste is. Nommer 6, vergifnis. Jy kan sien, Jesus maak dit al hoe meer persoonlik. Ons begin by die Vader, nou het ons begin om ons wil in die koninkryk af te lê, nou is ons by voorsiening, nou is dit bitter persoonlik. Vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. Hoekom bring Jesus hierdie in gebed in? Hoekom kon hy nie net sê, Vader, vergewe my vir my besluite wat ek gemaak, of vir die keuses wat ek gemaak, vergewe my daarvoor, want u bloed is genoeg om my te oordek, en u reinig my van foute. Maar hy sit hierdie ander ding by, van Here, vergewe my, want ek vergewe ook die wat oortredinge teen my het. Wat sê Jesus hier? Jesus sê, daar's 'n link tussen die vergifnis wat die Here vir my het, en die hoeveelheid en die diepte van vergifnis wat ek verander het.
Beteken dit as ek nie ander vergewe nie, gaan God my nie vergewe nie? Nee, ek dink nie so nie. Ons tekortkominge kan nie hom sy besluite beïnvloed nie, maar beteken dit dat my ervaring van die vergifnis van God oor my lewe dalk nie vol en genoeg en vrymakend sal wees totdat ek my skuldenaar loslaat nie. Ek vermoed dis dalk wat hy bedoel het. So Here, ek kom, ek vra om vergifnis vir my eie goed, Here, maar ek weet dat ek kan nie van iets vra wat ek nie bereid is om te gee nie. So eintlik is Jesus besig om met die Vader te stoei rondom die wat hy moet vergewe. Dis altyd so, wanneer ek kom en ek vra vergifnis, dan is dit asof die Here my konfronteer met die hoeveelheid en die diepte van die vergifnis wat ek vir ander mense het. Dit is so persoonlik. En die laaste ding, beskerming. Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En daai ander deeltjie van aan U behoort die heerlikheid en die krag en die ewigheid tot in ewigheid, amen, is nie in die Bybel noodwendig ingeskryf nie. Dis iets wat ons bygesit het om die liedjie klaar te maak. Maar is die ding, lei ons nie in die versoeking nie. God kan ons nie in versoeking inlei nie. Hy sê, baie duidelik in Jakobus, God is nie 'n God wat mense versoek nie. Maar hy sê, lei my nie in versoeking. Met ander woorde, dit is 'n omgekeerde vraag wat Jesus hier vra. Hy sê ook nie, Here, gee my die krag om versoeking te weerstaan nie. Soms bid ons dit, Here, ek is versoek, nou moet ek bid vir krag om deur dit te kom nie. Nee, hy sê, laat my nie in omstandighede kom waar ek versoek word nie. Here, wys my Heilige Gees in oomblikke, waar lê die vyand en wag vir my? Julle manne wat vis vang, daai aas wat 'n ou aan die punt sit met daai blink goedjies en dit lyk soos 'n muskiet of 'n springkaan of 'n ding. Hy lê bo die water en hy lyk so aanloklik totdat die vis hom haap. Dis Jesus wat bid, Here, maak my blind vir die aas en die lokaas wat hier op die water lê. Laat ek dit nie eers hoef te konfronteer en raak te sien nie. En dan, Here, verlos my van die bose. Waarvan praat Jesus hier? Hy praat nie net, Here, ons leef in 'n bose wêreld, waar dinge so verkeerd gaan en die wêreld is de mekaar en kom red ons uit die boosheid uit nie. Hy praat ook van die boosheid in ons, wat ons geërf het by ons oeroupa grootjie Adam, en die oorblyfsels van die geheue van ons lewe soos Adam. En hy sê, Here, hierdie verlossing wat U begin het in my lewe, toe ek Christus gekies het as my Here en my redder, kom maak hierdie verlossing 'n werklikheid. Kom vervang die ou Adam in my met die Christus wat lewe bring. Kom verander my, Here. Kom maak my meer soos wat U is, Here. Kom skyn U lig op my lewe. Dis nie net kom ons jaag die bose weg nie, kom ons kry die lig in. Ek gaan vra dat die worship span my join. My begeerte vir myself en vir elkeen van ons hierdie jaar, Doxa Deo Kameeldrift, is dat ons persoonlik in ons eie lewe mense van gebed sal wees. Mense wat besef, ons praat met 'n hemelse Vader. Mense wat vrymoedigheid het om met hom te praat. Mense wat dalk 'n tree begin neem in die egtheid van gebed. En ons stemtoon dalk normaal maak as ons bid. En ons formele woorde verander in vaderwoorde.
en die egtheid van ons harte deel met hom. Dis wat my begeerte vir elkeen van ons is vandag. Maar dis ook my gebed vir ons as gemeente, that we will be a house of prayer. 'n huis van gebed. Dat ons 'n familie sal wees wat sal bid, wat in gesprek met hom sal wees, wat sal sien hoe hierdie miracle worker, wonderful God berge versit in ons huise, by ons werke, in ons gemeente, in ons stad, dat ons geloof sal hê vir ver bo wat ons kan dink of vra. Want hy is die Vader wat in beheer is. Ek wil jou so uitdaag hierdie jaar en myself ingesluit is, kom ons maak gebed meer as 'n ding net voor ete. Kom ons maak gebed deel van ons dag. As jy ry, praat met die Here oor wat jy sien en wat jy beleef. Ek dink daai tweede week het ek gedeel van daai oomblik in 'n ou se dag, die eerste, the first fruits of the day, is waar ek met die Here praat oor waar ek is en wat ek moet doen vandag, waarmee ek gekonfronteer is. En ek kom lê dit sommer aan die begin, voor ek een e-pos oopmaak, voor ek my Facebook kyk, voor ek my WhatsApp kyk, bring ek alles voor die Here en ek sê, dis U sin. Dis daai oomblikke waar jy in Checkers stap en jy sien die dame by die teller kry swaar en jy sê, kan ek 'n oomblik vir jou bid? Dis die oomblikke waar jy in jou werksvergadering instap en jy sê, kan ek vir ons bid vandag? Dalk 'n paar minute vroeër by die werk te wees en net elke naam wat saam met jou daar is, voor die Here bring. Laat U koninkryk kom hier. Laat U wil geskied hier. Dis om jou vrou se hand te vat in die bed in die aand en sê, kom ons sit gou die goed neer. En ons bring net ons twee voor die Here vanaand. Ons bid vir ons huwelik. Ons bid vir ons kinders. Ons salf mekaar soms. Dis wanneer jou kiddies Woensdag skool toe gaan, en kan ons net vir mekaar sê, ons sien uit na dit. Ouers, sê net amen as jy uitsien. Amen. Ek weet nie of dit eintlik nou 'n belydenis was nie, maar ons sien baie uit. Ons vat daai twee handjies voor hierdie jaar begin en ons sê, Here, mag U guns rus op hierdie mensie. Mag U teenwoordigheid saam met hom wees vandag. Here, mag hy U liefde beleef in elke oomblik. Here, mag hy sien hoe die uitdagings wat hy moet in die oë staar, Here, dat U die een is wat die redder langs hom is. Dis wanneer ek ry in die oggend en ek sê, Here, dis 'n baie moeilike ding wat vir my wag vandag. So ek kom vra dat U sal veg namens my. Kan ek jou uitdaag en uitnooi, soos wat Jesus sê, come away with me. I will show you how to take a real rest.
Come and walk with me. Come and learn from me the unforced rhythms of grace. Kom ons bid saam. Here, ons wil reageer vandag op hierdie uitnodiging vir elkeen van ons lewens. Ons wil sê, Here, hier is ons. Ons begeerte is om in 'n naby, hegte verhouding met U te leef. Heilige Gees, U is nou vir ons op aarde die voorspraak by die Vader. Jesus, U is nou vir ons die voorspraak in die hemel by die Vader. En wanneer ons soms nie weet wat om te bid nie, dan's U die een wat namens ons intree. Mag ons hierdie jaar beleef wat dit beteken om met krag te bid. Here, mag ons beleef hoe U begeertes in ons kom wakker maak terwyl ons in gebed is, Here. Here, mag ons hierdie jaar U koninkryk kies bo ons koninkryk. Here, ek kom bid dat U vir ons sal voorsien in die elke dag dit wat ons vandag nodig het. Here, wil U nie kom en ons oë kom toehou vir die aanloklikhede van hierdie wêreld nie. En Here, wil U ons nie kom nuut maak deur U Heilige Gees en ons verlos van die bose nie. Ons kom bid dit in U naam. Amen. Ek wil jou nooi om te staan en ons gaan 'n lied sing. So mooi wat Paulus sê, hy sê, don't stop praying.